4 belangrike woorde oor nagmaal. As jy dan niks van die preek onthou nie, onthou die 4 belangrike woorde, die 4 pilare, kan ons as ware vir mekaar sê, waarop ons die nagmaal bou. En in hierdie volgorde wil ek hierdie 4 woorde dan ook vanoggend 'n bietjie oordink en vir u so 'n bietjie meer vleis aan die geraamte kom aansit. Die eerste is gedagtenis. Die tweede, verkondiging. Die derde woord, gemeenskap. En laastens, vierdens, verwagting. En die van u wat die formulier vir die nagmaal goed ken, sal weet dat hierdie 4 woorde ook in die nagmaalsformulier van ons erediens voorkom. Nou as ons dink oor die nagmaal as 'n gedagtenis, as die Here vir ons hier sê, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, doen dit tot my gedagtenis. Met hierdie, maar ook met ander woorde, het die Here sy boodskap van verlossing op 'n ongeëwenaarde manier kom saamvat. Baie meer as 'n lang preek en meer as 'n indringende brief wil hierdie woorde aan ons die kern van die evangelie vanoggend kom aandui. Wat beteken gedagtenis? Of wat beteken gedenk? Gedenk is 'n woord wat ons alreeds in die Ou Testament mee te doen kry. Dit beteken meer as 'n herinnering. By gedagtenis moet ons eerder dink aan 'n monument. Wanneer ek op 16 Desember Geloftefees hervier, dan dink almal van ons aan die Voortrekker monument. Of ons dink aan die feesterrein daar by Bloedrivier. So het die klipstapel by die Jordaan 'n blywende monument gevorm wat herinner het aan die intog in die beloofde land, soos wat Joshua dit vir ons geskryf het. Dit is 'n klipstapel wat God se dade van bevryding blywend in die geheue kom inprent. Ook die altaar wat die stamme oor kan die Jordaan daar neergesit het, is 'n monument van trou en toewyding. Dis 'n blywende herinnering, 'n gedenkteken wat dieselfde taal praat met een altaar as getuienis, as 'n blywende toewyding aan God. Psalm 111 vers 4 verwoord dit so pragtig. Hy sê, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Die gedagtenis, met ander woorde, die monument, herinner aan die dade van die Here. Die monument bring by die volk van God 'n blywende herinnering van hoe goed, maar ook hoe naby die Here aan ons is. En as die Here dan vir ons kom en hy sê, doen dit tot my gedagtenis, beteken dit dat hierdie brood en die beker wat jy in jou hand neem, dit wat jy proe, 'n monument vir God is. Ek kom by hierdie monument en dit bring ons in herinnering aan dit alles wat God vir my en vir jou gedoen het. Dit is nie so dat jy deur die brood te eet en die wyn te drink as ware vir God aan Christus wil herinner nie. Nee, dit is juis die omgekeerde. God wat deur hierdie besondere tekens ons kom herinner aan Christus en wat hy gedoen het vir ons lewens. Die nagmaal is dus 'n monument wat ons aan Christus se optrede, sy liefde, sy trou kom herinner. Elke keer wanneer ek nagmaal gebruik, is dit hierdie monument waarby ons te staan kom, wat ons kom verseker van God se troue, liefde aan elkeen van ons. Dit is nie 'n monument daar uit die gryse verlede, wat jy so af en toe na kyk en dalk baie bewondering daarmee aanstaar nie. Nee, dit is 'n monument wat daagliks in elkeen van ons lewens na vore kom. Dis 'n monument wat vandag sy duidelike taal praat en 'n kragtige getuienis lewer waarby jy nie kan verbykom nie. Tweedens is die nagmaal verkondiging.
Daar in vers 26 het ons gelees, elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Jy sien broers en susters, jy hoef nie allemaal predikante of evangeliste of wat ook al te wees nie. Jy kan deur jou lewe Jesus Christus gaan verkondig, daar waar jy jouself bevind. Die woord verkondiging kan ook beteken aankondig. Iemand wat goeie nuus kom bekend maak. Want wanneer ons 'n aankondiging hoor, dan is dit mos iets wat ons almal raak. En ek dink as daar iemand is wat kan praat van verkondiging en wat daarmee gepaard gaan, dan is dit juis Paulus. Paulus wat gelei word deur die Gees, wat geïnspireer word, ken die handeling van eet en drink, en hy weet dat hy daardeur verkondig. Hy is die een wat dit tallose kere gedoen het tydens sy reise. Hy skryf daaroor in sy briewe vir ons in 1 Korintiërs en Filippense, ook in Kolossense. Op elke plek word feitlik dieselfde woord gebruik. Paulus stel dit hier, dat die eet en die drink 'n verkondiging is. Jy sien, dis nie net iets vir myself, ek word deel van die liggaam van Jesus Christus, ek word deel in die bloed nie, dis 'n verkondiging, daarmee sê ek iets vir die wêreld. Dit is moeilik om te sê of die apostel daarmee bedoel het, dat die handelinge op sigself 'n verkondiging is, of dat hy hier dink aan die woorde wat by die handelinge gesê is, maar albei is moontlik. Ek self dink meer aan die eerste, die handeling van breek, eet en drink is die verkondiging. Nagmaal is immers 'n Christus verkondiging. Ek verkondig aan die wêreld dat ons hom ons persoonlike saligmaker verkies. Daarom is ek van mening dat dit nie korrek is om 'n teenstelling aan te bring tussen die verkondiging van die woord aan die een kant en die viering van nagmaal nie. Daarom is dit ook die AP Kerk se standpunt dat nagmaal tydens die erediensorde moet plaasvind. Dit loop hand aan hand, styf teen mekaar met die woordverkondiging. Dis 'n verlengstuk van die verkondiging van die woord. Hoe kan 'n mens hom aanroep as jy hom nie glo nie? Hoe kan 'n mens in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan ek van hom hoor as ek nie onder die geklank van die suiwer woord van God kom in die erediens nie? In artikel 35 van die Nederlandse geloofsbelijdenis staan dit baie mooi verwoord en ek wil dit graag vir u lees. Ons ontvang die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus, ons verlosser, onderhou en belydenis van ons geloof en van ons Christelike godsdienst doen. Hierby verwys artikel 35 ook na hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Korintiërs 11 vers 26. Ons bywoning van die nagmaal is 'n openbare handeling. Dis 'n belydenis van ons geloof. Dis 'n verkondiging van die dood van die Here as die enigste grond van jou en my heil. Daarom is dit belangrik om by die belydenis sigbaar te maak deur te sê, ek glo in Jesus Christus, my heiland, wat gesterwe het, maar wat opgestaan het en wat leef. In die derde plek is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. En hierdie aspek is die mooi en die diepste van die nagmaal, naamlik die gemeenskap met Christus in die eerste plek, maar ook met mekaar. Die beker van danksegging waarvan ons die Here dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus nie. Ek herinner sterk aan die woorde wat die Here Jesus Christus self vir ons laat opteken het in Johannes 6, verse 52 tot 56. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dit nie wonderlik nie. Hy kom verseker vir jou en my in ons onsekere wêreld van daardie vastighede van ons geloof. Ja, in 1 Johannes kom ons herhaaldelik die gedagte te van bly in Christus.
En dis vir my so, as ek daaroor dink, of ek 'n verband sien tussen die gedagte bly in Christus en die nagmaal. Want deur te eet en te drink, ontvang ons die tekens van Christus se liggaam en bloed in ons liggame. Nooit word ons meer een met Christus. Nooit word dit voelbaarder, meer voelbaar en meer tasbaar as juis hier by die nagmaal nie. Hier waar ons een word met Christus. Ek dink altyd hier aan dit wat Paulus vir ons laat opteken het in Efesiërs 3. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gehuisves sal wees. Hoor jy dit, my broer en suster? Die liefde van God moet die middelpunt van ons lewens wees. Eerstens teenoor hom, maar dan teenoor ons naaste. Mag die Here gee dat ons in staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus werklik strek in jou en my lewe. Liefde wat ons verstand te bowe gaan, sê die Bybel. Ek het hierbo artikel 35 genoem. Ek gaan die artikel weer gebruik, want so waarlik as wat ons die sakramente ontvang en nou in ons hande hou, en dit met ons mond eet en druk en dit daarna ons lewe in stand hou, net so werklik ontvang ons vir ons geestelike lewe in ons siele deur die geloof. Dit is die hand en mond van ons siel. Die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser, om ons geestelike lewe ook in stand te hou. Dit is so mooi, as 'n mens hierdie goed oordink, hoe Sondag 28 van die Heidelbergse Katekismes hierdie dinge in woorde vir ons uitdruk. En baie van ons ken nie eers meer al hierdie belydenisskrifte nie, ons kan dit nie meer onthou nie. Maar in vraag en antwoord 76 word dit so mooi gereformeerd beskryf. Die vraag is, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net nadink by jouself. Wat beteken dit vir u om die gekruisigde liggaam van Christus te eet, maar ook sy bloed wat vergiet is te drink? En dan kom die antwoord van die katekismes en hulle verwoord dit as volg, en ek haal dit woordeliks aan. Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Hoor jy dit? Hier praat die katekismes die huwelikstaal van Adam daar in Genesis 2, vlees van my vlees. Hierdie dinge word voltrek as ons die dood van Christus herdenk, as ons die monument van die nagmaal in herinnering bring, as ons dit vier en as ons dit verkondig. Ons het nooit 'n dieper gemeenskap met Christus deur die geloof as wanneer ons sy liggaam en sy bloed saam ontvang. Daarom is die gemeenskap met Christus die hart van die nagmaalsviering. Daarom het die Here hierdie tekens aan ons gegee om ons te herinner aan die monument. Laastens is die nagmaal 'n verwagting. Ons geniet aan die nagmaalstafel so 'n voorsmaakie van die oorvloedige vreugde wat Christus vir ons toegesê het. Ons sien met groot verlange uit na hierdie bruilofsmaaltyd van die Lam, wanneer hy wyn met ons nuut sal drink in die koninkryk van sy Vader. Daarom mag ons as gelowiges bly wees en ons vreugde uitleef en hom eer gee, aan die bruilof van die Lam is aan die kom. Daarom het u en ek rede, my broer en suster, om opgewonde te wees,
Want daar lê iets vir ons in die toekoms, 'n verwagting. In hierdie paar sinne uit ons verkorte nagmaalsformulier word belangrike Bybelse aspekte in kern vir ons saamgevat. Eerstens was dit die Here self wat by die instelling van die nagmaal by die Paasmaaltyd gesê het: van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader kan drink nie. Ons lees dit in Matteus 26. En wanneer Paulus die Korintiërs onderrig oor die betekenis van die nagmaal, dan sê hy vir ons daar in vers 26: elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Dink net 'n bietjie verder. Oor die bruilof van die lam skryf Johannes in Openbaring 19: laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Ek herinner ook aan die kere dat die Here Jesus in sy onderrig hierdie verwagte groot toekoms vergelyk met 'n koninklike bruilofsmaal, of die woorde van soortgelyke strekking: die volmaakte het nog nie gekom nie. Ons mag egter nou reeds die taal van die bruilof gebruik as dit oor die nagmaal gaan. Ons mag dit nou reeds geniet, hierdie gemeenskap met Jesus Christus. Maar dis 'n gemeenskap in geloof, waarin ons nog nie in aanskoue en in volle werklikheid die Here ken nie. Hierdie is maar net gedeeltelik. Daarom is elke nagmaalsviering vir ons 'n oefening in ons geloof, 'n herinnering as ons by die monument kom. En dan kom die vraag onomwonde op: is daar by ons nog 'n lewende verwagting dat Jesus Christus besig is om te kom? Elke nagmaal is nodig om ons verwagting op Christus te vestig, om ons te kom herinner. Die genoemde 4 gesigspunte of 4 sieninge dui aan hoe onmisbaar nagmaal vir ons geloofslewe is. As ons hierdie 4 pilare kan gebruik om ons nagmaal op te bou, liewe broer en suster, liewe jongmens, dan het nagmaal van vanoggend af vir ons 'n nuwe betekenis, 'n ander kyk. Daarom mag ons verwag dat ons deur die sakrament van die nagmaal in ons geloof versterk sal word. Mag die Here gee dat nagmaal opnuut vir ons nuwe betekenis kry vanoggend. As ons kyk na hierdie 4 pilare, mag dit vir ons 'n eenword, 'n werklike eenword met Christus wees. Mag dit seën wees op elkeen van ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, as ons stil word in die teenwoordigheid, dan kan ons nie anders as om die knie te buig voor U almag, voor U alwetendheid. Here, dat U in die woord vir ons laat opteken het, sodat ons kan oordink wat die nagmaal werklik vir ons beteken. Here, dat ons so maklik met ons dag tot dag take besig raak en hierdie gedagtes vervaag, gee dat ons hierdie 4 kernwoorde, hierdie 4 pilare in ons lewens sal onthou. Want oral waar ek gaan, is ek besig met 'n gedagtenis, 'n herinnering. Ek is besig om te verkondig wat U vir my beteken. Wat U in my lewe vir my is. Dankie vir die voorreg om vanoggend te kan deel in die nagmaal. Gee dat ons dit sal doen met die nodige eerbied en respek tot U. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.